Jy weet, die huwelik is God se idee, nee. En hy kan 'n vrou of 'n man wat alleen veg vir die huwelik se vernoot wees in daai geveg. En ons moedig mense regtig aan om die Here te vra, hoe kan ek vir my huwelik veg as my huweliksmaat nie wil nie, help my dan. Ons almal droom van 'n huwelik waar ons kan floreer, albei die partye. Maar meeste van ons ervaar dit nie in ons huwelik nie. Ons ervaar droogte en dorings en ons weet nie altyd hoe om daar uit te kom nie. Daarom is dit belangrik dat ons leer by mense wat al deur die droogte en die dorings van die huwelik en van die lewe is, en dit met wysheid en met God se genade en met kundige raad deurgekom het. En ek wil graag met Louie en Hetty praat, julle het nie bekendstelling nodig nie. Elkeen van julle is apart bekend vir julle bediening. En die boek wat julle geskryf het oor die huwelik, Kweek 'n huwelik met karakter, 'n deel daarvan het my so diep getref en dit voel vir my, en julle het dit ook gesê, is een van die geheime van 'n huwelik. Julle elkeen was bereid om in julle bediening die opoffering te maak vir Jesus. Dit was nou en dan opoffering vir Jesus. Maar julle was nie bereid om in die huwelik elke dag daai gedurende opoffering wat ons elkeen ken wat getroud is, julle was nie bereid om dit te maak nie tot op 'n punt. So julle is nou al 33 jaar lank getroud en dit is eers die afgelope paar jaar wat julle gevoel het julle is nou gereed om 'n boek oor die huwelik te skryf. Wat het gebeur die afgelope paar jaar dat julle nou voel julle kan ander help in hierdie brose verhouding, maar ook 'n vreugdevolle verhouding? Ek weet nie wat hy gaan sê nie, maar ek dink, ek moet eers 'n grappie inkry, anders gaan ek tweede kom. Gaan vir dit. Ja, hy het uiteindelik my vlees doodgemartel gekry. Nee, weet jy, mens probeer vreeslik hard veg vir jou eie behoeftes, jou eie begeertes en jou eie gemak, dan kom jy later agter dit is nie wat my gelukkig maak nie. Selfsug gee nie eenheid nie. En eenheid is wat dit laat voel asof die huwelik beter is as om alleen te wees. Ja, ek sou nou weer gesê het, na jare in bediening het uiteindelik tot bekering gekom en dit maak dinge makliker. Ek het juist nou gewonder toe Fransien praat oor droogte en goedestigheid. Met wie praat sy? Weet jy, ons het nog nooit gesukkel met dorings en droogte. Nee, ek dink toe ons getrou het was ons jonk, Hetty was 20, ek was 24 en mense is lief vir Jesus en jy is lief vir mekaar en jy registreer nie eintlik eers enigiets anders nie. Jy dink daai toe goed, gaan jou sommer deur alles dra. Maar eintlik was ons baie jonk en Hetty se ouers, my ouers, hulle weet, Hetty se ouers moet nog ja sê want daai jare was sy nog nie mondig nie. So, maar hulle het seker maar gesien, hier kom 'n klomp sakke sout, want hierdie twee mense moes maar in die huwelik groot word. En deel van daai groot word was daai besef van hoe geweldig ons verskil en hoe die Here ons gemaak het vir mekaar, maar ook vir 'n klomp ander goeders met ons verskille. En dan het mens daai idee, daai prentjie in jou kop van hoe die ou vroukie nou gaan wees. Sag en inskikkelik en jou helpertjie. Nee, sy gaan daar sit en weef in die môre. En sy het 'n sekere idee gehad van hoe hierdie Christen leier man gaan wees in die huis. Weet stilte tyd elke môre 5:00 en dan melk ek die hoenders en daai stak. En toe werk jy goed glad nie so uit vir ons en ek dink die kort antwoord is maar ons moes groot word en ons sê altyd ons het in 1992 getrou en toe is ons huwelik gebore. Maar ons is eerlik, as ons sê eers in 2004 is ons huwelik vir die eerste keer wedergebore. Want toe het ons eers regtig gesê, nou dat ons mekaar ken, en nou dat ons weet wat die lewe met jou kan doen, nou kies ons mekaar ten spyte van alles wat mens weet. So ons huwelik is wedergebore, so ons weet dat twee mense wat trou, kies mekaar en hulle kies die Here as die Christene is, maar besef nie wat beteken uitjies. Dit is min of meer, maar hoekom het ons 'n rukkie gevat? Ja. Julle praat nou oor hoe verskillend julle is en in die boek wys julle dit duidelik uit. Die boek se model is jou model wat so baie ma's gebruik om hulle kinders se temperamente te verstaan, die boomsoorte. En dit help mense om 'n praktiese idee te kry van hoe om jou huweliksmaat te verstaan op vele vlakke. Maar ek wonder, is daar regtig so iets soos
mense wat regtig nie getroud moet wees nie. Dat hulle so verskillend is, dat dit nie gaan werk nie. Ek glo nie regtig so nie. Maar daar's paartjies wie se doltriesprofiele ek so langs mekaar neersit en dan kan ek sien, hulle gaan hard werk. Want hulle tempos is verskillend. Die een gaan konflikvermydend wees, die ander een gaan baie maklik konflik veroorsaak en eintlik konflikpotensiaal geniet. So nou kan 'n mens sien en die een gaan so agter die ander ene aanloop terwyl die ene die deure agter hulle toesluit en dit gaan vir al twee groot angs veroorsaak as mens nie deur daai patrone praat nie. Of ek kan sien, een gaan 'n prater wees en die ander gaan nie 'n prater wees nie. Een gaan entoesiasties en optimisties wees en die ander ene gaan skepties en versigtig wees. En dan kan ek nou sien as ons nou saam 'n naweek af het, gaan dit moeilik wees om uit te werk. Wat gaan ons met ons aftyd doen? Maar as mense vir my daai vraag vra in die beradingskamer, dan sê ek altyd nee. Daar's nie paartjies wat onverzoenbaar is nie. Maar hoe hard wil jy werk? En hoeveel heiligmaking wil jy vrywillig oor jouself bring van dis wat jy doen as jy iemand kies wat baie anders as jy is. Jy kies die skier en skaaf en dit is goed. En ek beveel dit eintlik aan. Ek dink daar's baie meer groei tussen paartjies wat drasties van mekaar verskil as tussen die wat net altyd gemaklik in mekaar se arms lê en vir my kom sê, ons beklei nooit nie, want dan wil ek vra, maar wanneer laas is jy uitgedaag? Wanneer laas het jy gegroei? Wanneer laas moes jy sterf aan jouself? Ek het as jong prokureursklerk moes ek elke Vrydag so met die eiser skei of too much. En dan is 90% van die, as die regter vra, hoekom skei die partye, dan is dit onverzoenbare verskille edelagbare. Dan sê die regter, het hulle probeer om te versoen, dan sê die advokaat ja. En dan skei die regter maar vir hulle, want anders is oor 3 maande een van hulle in die hof vermoord. So, en egskeiding is goedkoper as moord, nee. So ek ken daai ding baie goed. En ek dink om eerlik te wees, ons verskil het ook op stadiums onverzoenbaar gevoel. En dan is die vraag maar, en daar's 'n hoofstuk in ons boek, wat gaan oor die tuingraf. Dan is die vraag maar, is jy bereid om ter wille van die wins van jou huwelik, wat groot is, in jouself te sterf? As jy nie kan nie, ek dink jy het in die kar 'n sinnetjie gebruik wat mooi was, maar wat ek nou vergeet het, daai individualisme. Party mense het ongeneeslike individualiteit. En jy weet dit, mense wat persoonlikheidsversteurings het, dis nie dieselfde as 'n moeilike persoonlikheid nie. Soos narcistiese persoonlikheidsversteuring, dis 'n diagnose, dis 'n ernstige saak. Daar's 'n deel in julle boek wat nou aanhaak by dit wat julle sê, eintlik dit bevestig, wat vir my so mooi was, en dit is baie moeilik om te hoor en selfs te doen. Die mate waarin jy sterf, is die mate waarin jou huweliksmaat sal floreer. Die mate waarin jy nie sterf nie, is die mate waarin jou huweliksmaat 'n slaaf of 'n slagoffer van jou behoeftes en begeertes gaan word. En ek dink dit is wat die huwelik moeilik maak. En soos jy sê, party mense gaan net baie harder moet werk as ander. Maar my vraag is nou, as iemand voel, net ek werk aan my huwelik, en die ander persoon dink alles is piekfyn, of wil glad nie daaraan werk nie, hoe maak 'n mens dan? Kan een persoon regtig die huwelik red? Ek glo so, ja. Want ek sien dit. Ek sien baie dikwels net 'n vrou in berading wat kom en sê, ek kan nie so voortgaan nie, en dan begin sy met alles wat moet verander in haar man. En dan luister ek maar vir die eerste sessie om te verstaan waar is ons, en dan sê ek, die eerste ding wat ons moet verstaan is, daar's dinge wat ons kan verander, en daar's dinge wat ons maat kan verander. Jy weet, dit leer mense maar by slim mense soos Henry Cloud en John Townsend van die Boundaries boeke, nee, wat vir 'n mens leer, jy het besluite, jy het emosies, jy het talente, jy het tyd, jy het al daai dinge wat jy besit en wat jy kan bestuur. En mens kan met ander woorde, die 50% wat ek is in hierdie huwelik, kan ek 100% verbeter. En dit moet 'n drastiese verskil maak. En daar was baie tye wat ek selfsugtig was en Louis selfloos en hy ons kon red en andersom. Ja, dis my antwoord ook is om te sê, toe ons getrou het, wou ons albei die huwelik maak werk.
En jy weet, mense het kapasiteit, jy het lus, jy's oorverlief op mekaar en dan gebeur die lewe met jou. So om 'n gedagte te hou, as ons nou sê maar by 'n punt is waar een van ons wil veg vir die huwelik en die ander ene nie, is om te sê ons albei se harte is nog vir dit, maar een is nou te swak. Een het nou om een of ander rede nie kapasiteit nie, dan beteken dit die ander een moet nou harder veg. Is dit fair? Nee. Maar dis waar ek in myself moet sterf of sê om te sê, ek gaan nie onmiddellik sê my huweliksmaat se hart het uit die huwelik uitgegaan nie. Ek gaan sê my huweliksmaat nou te swak. So ek gaan nou vir ons albei veg. Mens beland in die moeilikheid wanneer jy albei baie swak is terselfdertyd. En dan moet mens gaan vir hulp en dan moet jy vra, hoekom is ons nou albei so swak dat iemand anders eintlik namens ons vir die huwelik moet veg. Maar om te besef dat daar is nie tye wat een van die twee swak is en wat die ander een dan moet onthou, toe ons ingeklim het, was ons albei baie lus. Probably is dit nog steeds so, maar een van ons is nou swak. So ja, dit is onregverdig as die een harder moet veg as die ander. Maar let's face it, as jou vrou nou net 'n babatjie gehad het vir die eerste paar maande, dan moet die man baie harder veg. En dan sal er weer ander tye wat dit andersom is. So dis nou maar net hoe die lewe maak. Maar ek dink ook, jy weet, die huwelik is God se idee, nee. En hy kan 'n vrou of 'n man wat alleen veg vir die huwelik se vernoot wees in daai geveg. En ons moedig mense regtig aan om die Here te vra, hoe kan ek vir my huwelik veg? As my huweliksmaat nie wil nie, help my dan. Want die Here kan mos nou aan Louise se binnekant werk. Ek kan nie aan sy binnekant werk nie. So die Here kan in Jy moet dit harder sê, want ek moet ook die Here is die enigste wat harte kan verander. Ek kan nie harte verander nie. So ons kan in elk geval nie ons lewensmaat verander nie. So of hulle wil verander of nie verander nie, dit is in elk geval nie binne ons mandaat nie. Dit is 'n moeilike waarheid om te aanvaar, dink ek, vir roosbome veral. Maar so bemoedigend om te weet dat God die mense vernoot is. En ek word so herinner aan die vers wat sê, God van alle vertroosting. Want ek dink baie keer voel mense wat alleen in hulle huwelik werk, voel niemand ondersteun hulle nie, maar dit is nie die waarheid nie, nee. Ek dink nog 'n ding wat huwelike kan skade doen is die keeping up with the Joneses. 'n Mens kyk na iemand anders se huwelik en dikwels lyk die prentjie wat jy van buite af sien baie anders as hoe dit agter geslote deure is. Maar mens kyk baie keer na iemand anders se huwelik dan dink jy, ek wens my man was ook so of my vrou was ook so. Maar ek dink daar is tog 'n gesonde plek waar jy na iemand anders se huwelik kan kyk en dit as 'n inspirasie vir jou vir jouself kan gebruik. En waar dink jy dat lê daai balans? Ek dink dis so wys om te sê daar was 'n gevaar in vergelyking, want dit sê mos nou ons moet mekaar niks beny nie. Also nie ons man se vrou begeer nie, dit is 'n gebod, want dit lei net tot ongelukkigheid en ontevredenheid, net soos wat pornografie doen. En net soos wat oorspel doen, dit genees nie, daai begeerte aan iets meer nie. En ek dink, ons huwelik is 'n afbeelding van die verhouding tussen Christus en sy kerk, en op daai selfde manier sê die Here eintlik vir ons, daar is iets beter as jou huwelik, dis nie jou verbeelding nie, daar is iets beter, maar dis nie 'n ander huwelik nie, dis nie 'n huwelik met 'n ander mens nie, dit is die verhouding wat jy met my kan hê, is meer vervullend en is beter as die verhouding wat jy met enige gewone mens wat gebreke kan hê. So ontevredenheid behoort daar te wees as 'n herinnering. Mense is nie my bron nie. Mense kan my nie ten volle vervul nie. Maar dan aan die ander kant sê jy ook, maar daar is voorbeelde en daar is. Ek het na paartjies gekyk oor die jare wat beter vernoot is mekaar, wat soos 'n span saamwerk en ek het hulle dit beny. Ek kan eerlik wees dat daar 'n paartjie is wat ek so dopgehou het, liewe vriende van ons, en ek het gedink eendag wil ek so 'n spanmaat vir Louis wees. Meer as wat ek gedink het, ek soek 'n spanmaat soos wat daai man vir sy vrou het ek gedink, ek sien iets wat sy doen wat ek nie doen nie. Om regtig 'n ondersteunende rol te speel en ek het bietjie daarvan afgekyk. Dit kan ek erken en ek dink dit is gesond. Ja, mentors is ontsettend belangrik. Nou die aand, tussen saam met Hetty se ouers in die Bosveld en ek vra vir hulle, ons moet nou môre aand vir mense begin praat oor huwelik. Wat sê julle is baie langer getroud en sê mamma net is 'n driehoekverhouding my kind en pappa sê net dis net genade. En dan weet jy net, hulle kyk na 57 jaar en hulle sê dit is die Here.
En dan vra ek, kan ons oor 30 jaar sê, dit is ons praktiese ervaring van God in ons huwelik, dat mense een slim ding kwytraak nie, sê nie dis die Here. Jy so kyk ons na ouer mense in ons kerk, wat ook 'n lang pad loop, en die sê net, Here, ons wil daar kom, ons wil daar wees. Ek kan eerlik wees, my ouers is reeds oorlede, hulle het 'n lang huwelik gehad, maar hulle was nie gelukkig getroud nie. En dis ook mentorskap, jy kyk ook na daai, ek was in daai huis, en ek weet, wat maak mense ongelukkig. So ja, mens leer die goeie en jy leer die slegte. Dis belangrik om buite jou eie huis te kyk, want dit gee vir jou perspektief. Maar dit is ook, dit gee vir jou visie ook, want dit sê vir jou, daar waar papa en mamma is, ons wil daar kom, en ons wil dieselfde ding kan sê. So, en dan sê mens vir jouself, maar hulle is ook verskillend. So this can work, ons moet die Here 'n kans gee, ons moet harder probeer en harder werk. So ja, dis maar mentorskap. Ja, en gemeenskap, nee, dat jy binne 'n gemeenskap sal wees van mense wat lief is vir Jesus, want dit uiteindelik sal huwelike versterk. Ja, jong, en bereid wees om te vra. Regtig, nie bang wees om vir mense wat 60 jaar getroud is te vra, hoe het julle hier gekom? Het julle dan nooit beklei nie? En daar's fenominale lesse wat daai mense hier leer. Ja. Julle gebruik 'n baie oudtydse Bybelse woord in julle boek verbond, dat wanneer 'n man en 'n vrou in 'n huwelik staan, is dit 'n verbond. Wat kan ons in ons moderne huwelike uit hierdie woord verbond leer? Timothy Keller, wat nou ons onlangs oorlede is, 'n wonderlike teoloog, het 'n pragtige boek oor die huwelik geskryf, en daarin praat hy oor die oudtydse verbonde waarvan ons leer as ons die antieke beskawings bestudeer. En dan sien ons, hulle het in vennootskappe gegaan met nasies om hulle, ons het Bybelse voorbeelde daarvan, en in daai verbonde het hulle gesê, alles wat ek het is nou joune, my vee, my land, my grondgebied, my alles, my waterbronne, en alles wat jy het is nou myne. En ons lot is nou vir altyd aan mekaar vas. En ek gaan nooit teen jou kom oorlog maak nie. En as enige vyand my aanval, dan moet jy kom. Jy het nie 'n keuse nie. Dis wat 'n verbond beteken. Dis hierdie fenominale beskerming van iemand anders se belange en die neerlê van my eie belang. Ek dink nie daar's 'n beter woord nie. En ons weet die huwelik is 'n verbond. Dit is wat God se woord sê. Maar ek dink ons het in ons moderne individualisme heeltemal daai diepte verloor. En nou is ons in 'n huwelik, maar dit voel nie vir my of jy vir my sal sterf nie. Voel nie vir my of jy aan my kant veg nie. Voel nie vir my of alles wat jy het myne is nie. En ek is ook nou nie seker of ek heeltemal alles op die altaar wil sit nie. En ek kan sien hoe paartjies voor my nog baie dikwels veg vir my goedjies. My tyd, my belangstellings, my vervulling. En dan wonder hulle waarom die huwelik nie is wat hulle gehoop het dit kan wees nie. En dit is my en Louis se storie ook. Ons het die eerste keer gekyk na wat dit regtig beteken om alles vir mekaar te gee. Was daar boksies wat ek nie kon merk nie. Ek het dan nog gekyk en gedink, ek kan nie hierdie sê nie. Sure. En moes daaraan werk om alles te gee en mense maat kan aanvoel. Of jy, om nou die Engelse uitdrukking is, jy all in. Mens kan dit voel. En jy kan net altyd jou vinger op lê nie. Maar dis die sekuriteit in 'n verhouding. Dis wat vir my die vryheid gee om regtig myself te wees. Ja. Vreesloos. Ja, dis hoe ek dit beleef. Ja, ek het hier sê so vertel so graag wanneer ons hierdie huwelikseminar aanbied, dan vertel sy van 'n paartjie wat saam met ons op huweliksnaweek was en ons het dit aangebied en gepraat in diepte oor hierdie all-in verbondstorie. En dan het ons 'n simbool daarvan, ons het 'n hekkie by die huweliksnaweek met 'n slotjie, en daai slotjie is een van daai wat as hy gesluit het, dan kan hy nooit weer oop nie. Ek koop dit so spesiaal op Amazon. En die paartjie was net nie by daai plek nie, en dis iets om baie ernstig oor te wees, want as jy sê ek is alles in, en op daai manier, dan sê jy ek gaan dit nooit weer oopsluit nie, dis nou vir altyd. So ons moedig mense aan om erns daarvan te maak, en as hulle nie gereed is nie, stop die lorry. Want dit is so bepalend vir huweliks, geseënde, suksesvolle huwelik. En die paartjie het op 'n stadium vir Etty gebel en gesê, moet nou nie skrik nie, maar ons gaan nou daar by julle huis opdaag, en jy sien die hek het dit van die huweliksnaweek al gemaak tot buite ons huis, en toe het hulle letterlik, ek weet nie hoe lank was dit na die kamp? Maande, toe stop hulle letterlik buite ons hek, en kom buite ons, en kom na die hekkie toe, en sluit hulle slotjie vas. En ek dink dis wat ons graag wil sien, soos dat ons, jy weet, toe ons ligtelik hiervan gemaak het dit ons huwelik duur gekos. Wat let's face it, jy is all in of jy is nie. En as jy nie is nie,
dan veg jy vir jouself, en nie vir jou huwelik nie. So dit is totaal bepalend. Jy's of in daai verbond, hoek, line en sinker, of jy is nie. En so dit was vir ons fantasties dat hulle die tyd gevat het, gaan werk het, gaan bid het en gaan besluit het en teruggekom het en gesê het, nou is ons all in. So en elke huweliksmaat sal dit weet. Jy weet sommer in jou hart, ek is nou so, wat is Afrikaans so offended? Wat is nou aanstoot geneem. Ek het nou aanstoot geneem. Nou as jy aanstoot neem, dan moet jy nou weet, daar is 'n stuk van jou wat lekker lewendig is, wat maar 'n bietjie doodgemartel moet word, so sê die shit. En as daai ding dood is, dan is jy gereed om te sê, okay, nou is ek boots and all in, en dan moet jy daai strooitjie vaslei. Maar ek dink ook, ons kan mekaar se verbonde beskerm of uitrafel. Ek dink aan die eerste keer toe ek deur die hekkie terughardloop het na my ma se huis toe, na onder ons met Louis. My ma het my nie eers deur die voordeur laat inkom nie. Ek kon nie, sy het eers my koppie tee aangebied, laat ons nou 'n bietjie kan praat oor hoe vreeslik Louis is nie. Sy het gesê, gaan huis toe. En dis hoe ons mekaar se verbond ook kan beskerm, as vriende en vriendinne. As ons vriendinne by ons kom skinder oor hulle mans, om vir hulle te sê, my skarrebol, ek gaan nie eers vir jou nou 'n koppie tee maak nie. Moet nie met my praat nie. Gaan praat met jou verbondsvernoot. Ek is nie deel van daai verhouding nie. Gaan sorteer dit uit. Want dis 'n heilige ding daai. Net die Here is 'n party, niemand anders is 'n party daar. Behalwe die twee van julle nie. Ja. En dit is wat die boek vir my so besonders maak, is dat julle ruimte skep vir 'n man en 'n vrou om te praat oor daardie goed. Dit skep so 'n lekker praktiese raamwerk, nie bedreigend nie, so die mans wat nie noodwendig kursusse doen nie, glo ek sal ook gemaklik wees om deur die vrae te werk wat julle aanbeveel en die baie praktiese plekke in die tuin wat 'n mens gaan besoek en ook die moeilike plekke, maar dan uiteindelik kom by die vreugdevuur. So ek sê vir julle dankie vir harde werk en dat julle vandag julle wysheid met ons kom deel het. Dankie. Baie dankie. Jy weet jy hou van skryf, maar dit is vir my gevoel of ek 'n nier skenk. Elke stukkie wat ek skryf, so ek waardeer dat jy dit raak gesien het, hoor. Dankie Fransien.